Eers begin, 1, 2. Dominee, ek weet, Dominee het gesê ons moet dit kort hou, maar ek moes maar 'n uitsondering maak. Ok, nie almal ken my nie. My naam is Jacques, ek is getroud met, almal ken haar as Pikkie, ek is getroud met haar dogter. En Jason, Annika en Alexa, ons het nie regtig baie by mekaar gekom nie, maar dit was vir my soos, dit is familie van my. Dit voel soos my niggies. Ek was al baie keer, nie baie nie, maar ek was al baie blootgestel in die dood. My oom wat baie naby aan my was weggeneem met kanker. En toe trou my broer en hulle verwag en hulle kry 'n dogtertjie. En sy was 'n maand oud, Engel. 3 maande. Sy was 3 maande oud. Toe kom haal die Here haar, net voor Kersdag. En daai tyd het jy baie vrae. So, nie almal was daai aand van Jessel se, ek kan eintlik sê heen gaan, want hulle het daar weg, hulle het daar van daar af het hulle na die Here toe gegaan. Daai aand toe bel Brika my, sorry julle as ek nou bietjie, Brika bel my en sy gee vir my die nuus en ek sê vir haar, joh Brika, die kan nie nou waar wees wat jy my nou sê nie. Nou moet ek my vrou sê. Ek maak haar wakker, sy kyk my met sulke groot oë. Sy sê, Engel, wat nou? Nou, maak sy kry nie asem nie. En ek sê, ek kan jou nie nou sê in hierdie, hoe jy nou is nie, jy moet nou eers bietjie relax. Ek sê, kom ons gaan sit in die sitkamer. Jy weet, toe ons van daar af kom, ek gaan toe daan toe, sy wil nie saam gaan nie, ek gaan toe daan toe en toe ek terugkom daai aand by die huis, ek wil nou nie die story jump nie, toe ek terugkom by die huis, na die hele gebeurtenis, toe het ek so bang gevoel binne in my. Voor ek verder praat, sorry julle, ek jump rond. Die Here het hierdie boodskap vir my gegee in die week. Hy moes my fisies uit mekaar uithaal om hierdie boodskap vir julle te bring vandag. En ek is so bly, want oupa se woorde het nou bevestig dat hierdie woord wel van die Here af is. En ek is by die huis en ek gaan bad en ek het daai vrees in my. Ek hou die vensters dop. Ek dink aan mense wat in die yard gaan inkom, mense wat ons huis aan die brand gaan steek, mense wat in die huis in gaan kom en ons kele afsny. En ons gaan lê die aand en ek sê vir my vrou, Engel, die eerste keer, sê ek in 4 jaar, sê ek vir my blom, laat ek vir ons bid. En ek bid en ek sê vir die Here, kom en maak ons harte rustig. Vat die vrees vir die dood wat die duiwel in ons skep, vat dit weg. Ek kom daar en ek loop deur daai plek. Ek loop om die plek. My skoonpa was saam met my, ons kyk wat het gebeur, ons kyk waar is Jess, ons kyk waar is Annika, ons kyk waar is Omfaan. Ek loop en ek sien alles is verpletterd. Daar is niks. Die vloer wat daar was, is daar nie meer nie. Alles is uit mekaar uitgeskiet. Die dakke is in, die vensters is nie meer daar nie. Daar is niks. Ek loop en ek vra die Here, hoekom so wreed? Hoekom so wrede dood? En dadelik besef ek, die Here sê vir my, presies wat oupa gesê het. Hy sê, ek het 'n baie dringende boodskap, wat hier uit moet kom. En daai dringende boodskap wat hy van praat, is, asof hy vir my, jy weet as jy op WhatsApp praat, of hier sit 'n status, daai rooi uitroeptekens wat jy kry. En hy sit daai groot boodskap, sit hy vir my in daai uitroeptekens. Toe ek loop en ek sien Jess, en ek sien vir Ann, en ek sien Omfaan,
toe bevraagteken ek die Here. Vra ek, Here, hoekom so wreed? Hoekom hulle? Ek kan dink aan baie ander mense. Mens dink mos maar, hoekom nie my ouma nie? My ouma is die oudste. Hoekom hulle? En dit is normaal om vrae te vra. Die Here gaan ons nie hel gooi omdat ons hom bevraagteken nie. Inteendeel, pa, as ek nie vir pa gaan vra hoe ry pa se bakkie nie, gaan ek nie weet hoe hy ry nie. As ek 'n Tata moet koop en ek vra nie vir pa hoe hy ry nie, hoe gaan ek weet ek moet 'n Tata koop? Die Here weet presies hoekom hy Jess, Annika en oom Fanie gevat het. Oom Fanie is oud, Annika en Jess is jonk. Jess is 'n ekstrovert, Annika is 'n introvert. Hulle is jonk, oom is oud. Verstaan julle wat ek probeer op neerkom? Dat hy vandag met elke een van ons 'n ontmoeting wil hê. Hy wil vandag met die oues praat, die jonges, die swartes, die wittes, die bruines, die geeles. Van oud tot jonk wil hy vandag mee praat. En jy weet, die hele gebeurtenis van Jess en Annika en oom Fanie se heen gaan. Dis kom ek sê, hy het 'n doel met alles in hierdie lewe gehad. Hierdie gebeurtenis het my na 4 jaar die stof van die Bybel en die kas laat afblaas. Wat ek in die onderste rak gebeer het. Laat my vrou vir my kind, wat 2 is, moet Bybel lees in die aand. Waar is my doel as hoof van die huis? En die boodskap wat die Here wil hê ek moet gee vandag is presies soos wat oupa gesê het. Is jy gereed vandag as die Here jou moet kom haal? Is jou saak reg met hom? Jare terug, ek was nog eens gebore nie, toe het my pa 'n liedjie geskryf, toe hy sy hart vir Here gegee het. En die woorde in daai lied sê hy kom soos 'n dief in die nag. En hy kom om te slag. Hy kom nie om mooi praatjies te maak nie. Hy kom nie om te hoor hoe gaan dit met jou, is jy alright? Oom, kan jy nog deur jou oë sien? Oom, kan jy nog hoor nie? Ons harte moet reg wees. Ons saak moet reg wees. Of ons tattoos op ons arms het, of ons oorbelle in ons ore het, maak nie saak vandag nie. Wat saak maak is jou hart reg met die Here vandag. Want kom ek sê vir jou, myne was nie. Myne was nie. Ek het gevra, Here, hoekom hulle? Ek het nou ook gesê. Hoekom was dit ek en my vrou en my kind nie? Niels, hoekom was dit jy, jou vrou en jou kinders nie? Hoekom is ons gespaar? Want ons het nog werk op hierdie aarde. Ons het nog werk op hierdie aarde. Ons tyd is nog nie verby nie. Ek vra, Here, hoekom? Ek sê vir Tannie Wanda ook nou die dag, nou is ons daar by ouma hulle, nou sien ek, Tannie is nou nie lekker nie. Nou sê ek vir Tannie, die Here weet wat hy doen. As die Here my gevat het hierdie boodskap nie so baie impak gehad vandag nie. Hy het geweet wat hy doen om Jess, Annika en oom Fanie te vat. Hy het geweet dat hulle harte het so baie mense getrek vandag hiernatoe. So baie mense. Daar's mense in die dorp wat praat van dit. Die Here het almal se harte voorberei. Hierdie gebeurtenis het mense geruk. Mense wat ons nie eens ken nie, het hierdie gebeurtenis geruk.
Hierdie gebeurtenis het mense in die familie by mekaar laat kom wat jare kwaai vriende was. Ek het op die WhatsApp groep oop, toe het ek gesê, as ek enige iemand iets leed aangedoen het, vra ek om verskoning. Want ek wil nie vandag, wanneer my tyd sal kom, sit en wens ek het iets anders te gedoen nie. Wat maak het saak om 'n laaste sê te sê? As ek en my vrou beklei, ons sê mekaar sleg, want sy sê iets wat my seermaak, nou wil ek iets sê wat haar 10 keer erger seermaak. Hoekom? Wat gaan ons baat daaruit? Wat gaan ons baat om ons laaste sê te sê? Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons laat hierdie gebeurtenis ons as familie en vriende nader trek aan mekaar toe. Kom ons soek die gesig van Jesus. Kom ons soek die koninkryk. Here, ek het nie meer woorde vandag nie. Here, dankie dat ek kon bullet points maak, maar laat U altyd die stuur vat van sake. Here, dankie dat U vandag almal se harte voorberei het, Here. Here, ek weet dat U so groot impak op almal se lewens vandag gaan maak, Here. Here, dit was een van Jess en Annika se grootste wense, dat die familie net met mekaar kan oor die weg kom. Laat almal kan saambraai. Here, dankie dat U in my hart ingekom het, Here. Dankie dat U my weer geskit het. Here, ek het gedink ek was al die jare weg. Dat as ek gaan terugkom, dan het ek U eintlik ergens langs die pad verloor. Maar met alle respek gesê, dit is so 7de laan. Toe ek terugkom, toe is alles op dieselfde plek waar dit was, waar ek U hand gelos het. Here, ek kan nie sê ek gaan voldoen nie. Maar ek gaan probeer so ver as moontlik. Hou ons hand vas, Here. Druk ons teen die bors. Laat ons U nabyheid voel, Here. Here, dankie vir die lewe wat U van Jess en Annika vir ons gegee het, vir 30, 31 en 24 jaar. Dankie vir die lewe van oom Fanie wat U vir ons gegee het, Here. Elke een se lewe het so groot impak op ons lewe vandag. Here, mag U ons families en ons vriende beskerm, Here. Here, dat ons nie sal vrees nie. Want as ons vrees in ons hart het, moet ons weet. Dan moet ons weet, ons is nie op die regte plek nie. Dan moet ons soek, Here. Here, gaan saam met ons deur hierdie dag, Here. Gaan saam met die familie wat die pad nog vorentoe moet stap, Here. Die herinneringe, die klere, die karre, die bikes, die gitare, alles wat nog daar staan, Here. Staan ons by, Here. Staan die families by. Druk hulle teen die bors, Here, dat hulle nie alleen sal voel nie. Gaan saam met ons deur vandag, Here. Woorde is min, Here. Die woorde is min, maar ons hoef niks verder te sê nie. U het klaar U doel gedoen. Dankie vir U genade. Amen.